baie dankie Here vir die voorreg om vanaand hier te kan wees. Dankie vir die dag wat U vir ons gegee het. En dankie Here vir die geleenthede. Dankie dat ons op plekke kon wees in hierdie dorp, of dalk uit die dorp uit in 'n ander dorp, dalk gewerk vandag. Dankie Here dat U ons veilig hier bymekaar gebring het. Heilige Gees, as ons hieroor praat, dan besef ons nie altyd watter wonderlike voorreg het ons vanaand om te kan sê dat U nie in geboue van klip bly nie, maar dat U in gelowige wedergebore kinders van U binnekant in ons is. Dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood uit opgewek is in elkeen van ons. Dat dit nie maar net ons gewete is, of 'n stemmetjie, of 'n gees, of 'n spook nie, maar dat U die derde persoon van die drie eenheid met ons is. Seën ons saam wees vanaand, Here. Dankie dat U met ons op reis is. Ons maak ons harte graag vir U oop. Kom en vorm ons, Here. Ons wil graag soos klei in die hande wees. Ons weet ook vanaand dat ons maar 'n breekbare pot is, maar binne in ons, Here, is daar 'n onverganklike lig. En ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ek groet jou vanaand in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ons gaan net gou 'n bietjie terug. Ons hele oorhoofse tema is, ons wil graag elke dag raak leef. Ek wil elke dag op 'n slag raak leef, en ons het Sondagoggend stil gestaan by daai uitdaging, en Sondag aand het ons gepraat oor die Heilige Gees en sy rol en sy plek. Ons het bietjie die pas markeer. Ons het 'n paar gewoontes of gebruike of oefeninge sommer met mekaar gedoen oor hoe ek en jy met die woord van God besig kan wees, en ons het vir mekaar gesê ons moet hom probeer in die alledaagse van elke dag raak sien. En dan het ons gisterand gesê, pas in iemand anders se skoene. Iewester is daar iemand aan wie jy nader moet kom. Ons het hierdie natuurlike weerstand, maar ons moet nader aan iemand anders te kom. Om in iemand anders se skoene te kom, beteken ek wil in daai ou se leefwêreld inkom. En ons het baie van mekaar gesê, dit het baie te doen met luister om te verstaan, nie om die ou te oortuig nie. Miskien wonder julle, hoe moet julle Basileia se siening beskryf? Basileia se siening is, ons het 'n sterk kern, 'n Bybelse kern, waarvan ons nie afwyk nie, maar ons het sagte kante. Ons het sagte kante. Ons het gisterand vir mekaar gesê, as ons so uitreik en ons sit ons voete in ander mense se skoene, dan weet ons wie ons is, ons identiteit in Christus, maar ons het ook 'n uitreik ingesteldheid na buite toe. Ek het 'n fout gisterand gemaak. Ek het 'n verkeerde woord gebruik. Ek het gesê ons is 'n missionêre gemeente. En dis eintlik die ouer woord. Die nuwer woord is 'n missionale gemeente. Okay, dis eintlik die term wat ons eintlik gebruik. Dis 'n gemeente wat sê ons bestaan nie vir onsself nie. Ons wil oralste waar ons kom met alles wat ons besig is, wil ons graag hierdie goeie nuus gaan uitdra. En die groot ding van 'n missionale siening is, ek en jy bring nie vir God in 'n plek of op 'n plek. God is oralste op hierdie aarde, is hy aan die werk. En om missionaal te dink beteken, ek wil my oopmaak om in kontak met God te kom, sodat ek kan sien en hoor waar sy reeds aan die gang, sodat ek by hom kan aansluit met dit waarmee hy besig is, en ek in lyn kan kom en hy my kan gebruik. En daarvoor is dit so nodig dat ek en jy elke dag op 'n slag kan raak leef, en dat ons nie te vinnig is nie, want ons is te vinnig om te hoor en te sien waar God alreeds besig is. Ons is altyd so 2 myl voor hom, met ons eie missie. En dis die groot kuns, en dis die uitdaging. En as ons so uitskuif na ander ouens toe, en ons maak ons harte oop om bietjie te hoor, al verskil hulle van ons, al lyk hulle anders, al doen hulle anders, is ons sag, maar ons is nie slap nie. Ons het 'n ruggraat, en ons weet waarvoor ons staan, maar ons is slap, ons is nie hard nie, en ons het nie hierdie skerp kante nie. En dis waarna toe ons beweeg. So ek hoop julle hoor daai baie belangrike waarheid, dat as 'n mens missionaal begin dink, en jy wil jou voete in ander mense se skoene kry, in hulle leefwêreld kom, dan word jy nie ewe skielik grys nie. Jy weet wie jy is, jy het 'n sterk kern waaraan jy vashou, maar jou kante is sag.
Jy is sag, maar jy is nie slap. Ok, is julle by? En dis 'n belangrike kopskuif, en dis wat ons gaan doen, hierdie volgende jaar of wat, gaan ons 'n bietjie by hierdie goed stil staan, om vir ons daarmee te help. So vanaand gaan ons nou 'n bietjie verder, julle is nou al by nommer 5 uit 6 uit, well done. Dis nou al 80% plus, julle kom lade vir julle almal, baie mooi. Vanaand gaan ons 'n bietjie kyk, na pas iemand anders se voete nie daar binne in my skoene nie. Is my size dalk nie jou size? En Zanay kan ek dit maar sê, sy sê vir my vanaand, pa, gaan jy ons skoene weggee vanaand? Gaan ons skoene uittrek, gaan ons skoene weggee vanaand, want sy wil net seker maak sy trek nie al verkeerde skoene aan. Sê ek, jy moet nie waar nie, geen skoen gaan vanaand weggegee word nie, jy gaan huis toe met jou eie skoene. Maar ons gaan vanaand 'n bietjie hierdie metafoor verder vat en sommer met hierdie beeldspraak verder speel en dit 'n bietjie uitpak en sê, dalk het ek iets wat jy kort. Of dalk kan ek iets wat ek het deel met jou. Dalk pas my skoene in jou voete. Onthou het ons mekaar gesê, ons forceer dit nie, ons verwyder net dit wat groei verhinder. Ek het nou daar verby Frikkelige gery daar op hulle plaas, sien ek hom daar in die veld, daar tussen sy mielies, hoe staan hy daar by die mielies, en hoe forceer hy sy mielies om te groei. Hy doen alles in sy vermoë om daai mielies te werk, dat hulle kan groei, hy forceer hulle. Nee, wat doen hulle? Hulle doen alles in hulle vermoë om dit te verwyder, wat daai groei van daai mielies verhinder. En dan in die proses sit hulle goed in die grond om dit te laat groei. En dis waarmee ons hier besig is. So kom ons raak stil, julle weet wat gaan ons doen. Sit jou voete lekker plat op die aarde. Jy kan so 'n paar keer lekker asemhaal as jy wil. Ons kan dit 'n geestelike ritueel maak. As jy diep inasem, dan sien jy in jou gees hoe jy vir die Here vra, Heilige Gees kom vol my, soos wat hierdie suurstof my longe vol maak, bid ek dat U my vol maak met U teenwoordigheid. En as jy uitblaas, dan kan 'n mens so simbolies sê, Here, soos wat ek hierdie koolstofdioksied uitblaas wat skadelik is in my liggaam, so gee ek op al my sorges en alles wat verhinder dat ek in U teenwoordigheid kan wees met U. So kom ons maak ons gedagtes vol met God se teenwoordigheid en ons raak sommer net so 'n bietjie ontslae van dit wat ons verhinder. Kom doen ons dit, want ek wil graag hê jou liggaam moet teenwoordig wees hier en ons wil graag in God se teenwoordigheid wees. En terwyl jy so sit, wil ek graag vir jou ons skrifgedeelte lees van vanaand. En jy kan rustig luister en vra vir die Heilige Gees om vir jou 'n woord of 'n gedagte of 'n sin te laat vashak in jou kop en jou gedagtes, dit wat jy vanaand ook moet hoor. Ek lees vir ons Lukas 12 daarvan vers 13 af. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar Jesus antwoord hom, Man, wie het my aangewys as regter of verdeler? Toe sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir enige vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy vir hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek nou doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en ek gaan hulle groter bou. En daarin sal ek al my graan en al my ander goed nou opgaar. En dan sal ek vir myself sê, self, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou nou op met werk, eet nou, drink nou en leef nou voluit en lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas,
Vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy so bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. As ons nou 'n bietjie meer tyd gehad het, en jy oefen dit by die huis, of jy doen dit daar, om die tafel of saam met jou familie, dan is dit nou 'n lekker geleentheid om sommer 'n bietjie met mekaar te gesels, om te deel wat jy nou gehoor het, en wat op jou hart is. En onthou, nou kan jy 'n bietjie verder gaan, en jy kan gaan Bybelstudie doen. As jy 'n vraag het, of iets wat jou pla, kan ou nou 'n bietjie gaan verder kyk. En onthou daai belangrike beginsel, tussen die aasvoël en die arend. As daar iewers iets is wat jou pla, of wat jy nie mooi verstaan nie, gaan doen jou huiswerk, en gaan kyk, en dan toets jy jou antwoord, ook aan die groter gemeenskap. Maar moenie by die groter gemeenskap begin nie, begin bietjie self in die teks. Ek het vir julle een versie nie gelees nie, daar op die bord het hy gestaan, 'n mens moet eintlik hierdie hele perikoop lees, want as hy nou verder gaan in vers 22, dan praat hy oor die sorge van die lewe, en die Lukas weergawe is 'n bietjie anderster as die Matteus weergawe. In die Matteus weergawe praat hy van die voëls, né, en mossies, en ek weet nie of jy al ooit hierdie weergawe gelees het nie. In vers 24 sê hy, kyk na die kraaie. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle het geen spens of geen skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog vir my baie meer werd as voëls. Laat ons maar 'n bietjie in jou gedagtes ingaan. Ons gaan nou weer verder oor hierdie teksgedeelte so direk en indirek saam dink. Ons wêreld is baie bekend met hierdie werklikheid. It's not time for the reign of God, it's time to upgrade. Ek het nooit geweet nie. As jy 'n 2 jaar kontrak by een van hierdie selfoonmaatskappye kry, dan bel hulle jou al hier van 18 maande af. Dan sê hulle, it's time. Not for the reign of God, it's time to upgrade. En dan is almal half nou in hierdie mode van, my foon het eintlik 100% gewerk, daar was niks fout met my foon nie, maar nou het iemand kom krap, waar dit nou nie juk nie. En nou wonder ek, of is die foon van my nog goed, en of is hy nog reg, en gaan hy dit maak, en gaan hy dit hou, en sê nou maar net, die ding val, of daar's iets stikkend, ek is nou die dag daar by Vodacom, en ek wys my foon vir die oukie, hy sê vir my, oom, hierdie foon van jou gaan een van die dae wipe. Ek sê, hoe weet jy dit? Hy sê, nee, kyk daai skreen van oom, hy maak so snaaks. Ek sê, jop man, daai skreen maak niks nie. It's time to upgrade. Op alle terreine, né? Die upgradeer syndroom, ons lei almal daaraan. Die nimmer eindigende drang en hierdie begeerte om op te gradeer na wat? Beter, vinniger, meer modern of groter. Let mooi daarop, nou die fokuswoord hier is op, hoër, boontoe, opwaarts. En dis waaroor upgrade en opgradeer gaan. Dit is altyd na beter toe, na 'n hoër vlak toe. Nou, hoekom lei hierdie wêreld waarvan ek en jy deel is, aan hierdie opgradeer syndroom? Want ons het almal 'n goeie dosis FOMO in ons. Nie OMO nie, FOMO. Ons het 'n goeie dosis OMO ook in ons, want ons ry baie keer na OMO, maar FOMO beteken the fear of missing out. So as jou tieners vir jou dit skryf, of jou kleinkinders, ouma, jy ly aan FOMO, dan weet jy nou waaroor gaan dit. Dan is Pinkster vir jou die moeite werd. Die fear of missing out. Ons wil tog net nie uitmis nie. En daarom moet jy altyd beter en meer en groter en vinniger. En as gevolg van hierdie syndroom lei ons aan hierdie verskriklike virus, affluenza. Ek weet nie of jy al ooit van dit gehoor het nie. Dis nie longontsteking nie, dis nie bronchitis nie. Affluenza beteken, of hierdie virus is 'n hoë waarde aan die verkryging van geld, van besittings, om goed te lyk in die oë van ander mense, om beroemd te wees. Dis 'n tipe sielkundige gevoel van 'n ongemaklikheid wat hier binne in jou is, wat
vermoedelik meer posvat en meer relevant is by welgestelde jong mense, maar nie net by hulle nie. Dit kan by enige ouderdomsvlak wees, ook as jy daar in die aftreeoord is, kan jy ook aan hierdie ongemaklikheid ly, dit kan jou aantas. Die simptome hiervan is 'n gebrek aan motivering, skuldgevoelens en 'n gevoel van isolasie. Kan julle Sondagoggend onthou? 'n Groot gedeelte van hierdie aardbolse inwoners ly aan affluenza, aan hierdie sielkundige gevoel van ongemaklikheid, 'n gebrek aan motivering, skuldgevoelens, isolasie, want ons lewe die lewe mis. Ons is te vinnig vir die lewe en dan op die einde van die dag ly ons aan hierdie FOMO en hierdie vrees van om by te bly en dis eintlik 'n welvaartsvirus. En hierdie virus is ouer as COVID. Die middelste enetjie, gebrek aan motivering, skuldgevoelens en 'n gevoel van isolasie. Hierdie sê die volgende: our temptation is to let needs for success, visibility and influence dominate our thoughts, our words and our actions to such an extent that we are gripped, vasgevang in destructive spiral of an upward mobility. And thus lose our vocation. Wat is vocation? Die vakansie, nie die roeping. Die rede hoekom jy hier is. 'n Spiraal van destruktiewe denke wat jou gedagtes domineer en wat jou dryf in 'n opwaartse mobiliteit. En julle het gisteraand 'n ander belangrike woord geleer, inkarnasie. En dit is die vleeswording van Jesus wat tussen ons kom woon het. En om jou in ander ouens se skoene te plaas beteken jy word eintlik vlees, jy inkarneer eintlik in daai persoon se lewe in. Die woorde wat ons vanaand gaan byvoeg is 'n opwaartse en 'n afwaartse mobiliteit. En ek gaan dit mooi verduidelik. Mobiliteit beteken die vermoë om vrylik en gemaklik te beweeg of om beweeg te word. Vanuit jouself uit of as gevolg van goed om jou. Nou hierdie mobiliteit term is eintlik 'n term opwaarts en afwaarts wat in die besigheidswêreld baie relevant is. En as jy daai twee grafieke sien, dan sal jy baie duidelik sien 'n opwaartse mobiliteit of 'n opwaartse beweging veroorsaak in mense 'n opgewondenheid en dit is amper 'n gevoel van wen en beter en ons maak dit. As jy in die besigheidswêreld 'n afwaartse mobiliteit het of 'n beweging het, dan is jy 'n loser en dan maak jy dit nie en dan is jy aan die agteruitgang en daar's rooi ligte wat iewester aankom wat sê dis 'n kwessie van tyd. So 'n opwaartse beweging en 'n afwaartse beweging. Opwaarts goed, floreer, dit gaan beter en goed, afwaarts die rooi ligte is aan die gang, pas op vir moeilikheid. Maar hierdie is nie 'n besigheidsterm nie. Dis onder andere 'n besigheidsterm. Maar opwaartse en afwaartse mobiliteit is ook relevant as ons dink oor hoe lewe ek elke dag raak. Want as ek vasval in hierdie opwaartse mobiliteit, in hierdie spiraal van destruktiewe denke van meer en beter en vinniger, dan gaan ek presies wees waar ek Sondag is. Dan gaan ek al hoe meer suksesvol wees om elke dag mis te leef. Maar wanneer daar in ons geestelike lewe 'n afwaartse mobiliteit is, dan kom daar 'n glimlag op God se gesig. In die besigheidswêreld is dit rooi ligte. In God se wêreld, in God se koninkryk en God se siening van die wêreld 'n glimlag. Want sien, dis nie 'n besigheidsterm nie. Afwaartse mobiliteit of 'n afwaartse beweging is eintlik iets wat al so oud soos Jesus self was. En ons sien dit eintlik baie mooi in aksie waar in Johannes 13, wanneer hy sy disippels se voete was. Dan sien ons eintlik hierdie afwaartse beweging van Jesus.
tot op die grond letterlik, met 'n skottel water, besig om sy disippels se voete te was. Daai simbooltjie is eintlik wat jy in gedagte moet hou. En ek wil jou vanaand vra, as jy ooit weer met trappe af of op beweeg, roltrappe, gewone trappe, by jou werk of by 'n mall, wil ek jou vra dat jy sal onthou en sal dink aan afwaartse mobiliteit, afwaartse beweging. As jy opbeurt in die trappe, dan herinner jy jouself daaraan, in die besigheidswêreld, in die sekulêre wêreld is dit 'n teken van sukses, in die geesteswêreld is dit rooi ligte. As jy afgaan met die trappe, 'n afwaartse mobiliteit of 'n beweging, dan moet jy glimlag terwyl jy afgaan, want in die geesteswêreld is jy in die kop. Om my skoene vir 'n ander voet te gee, wat in myne gaan pas, is 'n eenvoudige definisie van afwaartse mobiliteit. En dit sien ons so mooi wanneer Jesus in Filippense 2 beskryf word as die een wat sy hemelse heerlikheid, sy hemelse troon, sy goddelike gesag en gemag nie aan vasgeklou het nie, maar wat gedoen het? Prys gegee het, mens geword het, Johannes 1 gisterand, tent kom opslaan en tussen ons kom woon het. Bybelse afwaartse mobiliteit Filippense 2 is nie 'n agteruitgang of 'n verswakking nie. En daai kopskuif wat ons maak, 'n Bybelse afwaartse mobiliteit is nie 'n agteruitgang of 'n verswakking. Dis veel eerder 'n stuk diensbaarheid. En hoe ek met my voorregte wat ek het en my hulpbronne waaroor ek beskik as 'n disipel van Jesus by ander mense kan uitkom. Kan julle verstaan hoekom glimlag Jesus oor afwaartse mobiliteit? En waarom kry hy so gespanne uitdrukking op sy gesig wanneer Christene, disipels van Jesus, kerke dink dat hulle 'n opwaartse mobiliteit moet prioritiseer? Een Bybelse afwaartse mobiliteit is 'n keuse om nie by die, dis hoe jy The Jones in Afrikaans skryf, okay? Om nie by die Jones hande vas te hou nie, maar om by Jesus te bly, in plaas van die Jones. Jy weet waarom kom dit? Daai FOMO fear om te sê, as ek nie is soos hierdie ou nie, en ek het nie wat daai ou het nie, en ons maak nie soos daai ons maak nie, dan is ons totaal daarmee heen. 'n Bybelse afwaartse mobiliteit is 'n keuse om by Jesus te bly, eerder as om by die Jonese by te bly. Afwaartse mobiliteit bou op Filippense 2 en Psalm 24. As jy Psalm 24 vers 1 gaan lees, dan staan daar, alles behoort aan God. Alles is syne. En eintlik is ek en jy dood eenvoudig net rentmeesters. Verstaan julle waarom is 'n opwaartse mobiliteit in God se koninkryk vir hom iets wat hom benoud maak? Want hy weet dat ek en jy in daai struik kan trap om te dink dat ons moet iets vir onsself in die hande kry, en hy sê eintlik alles behoort aan my. So ek wil hê jy moet 'n rentmeester wees. So afwaartse Bybelse mobiliteit of beweging in die voetspore van Jesus se voorbeeld, Filippense 2, is om 'n rentmeester te wees en om te bestuur wat aan God behoort, waar daar genoeg is vir almal. Nou dis nou 'n hengse klomp teorie en 'n klomp goed wat jy nou vanaand in jou kop moet vat, maar dit is baie belangrik dat ek en jy hierdie goed moet weet. So wat is die kort en die lank van hierdie hele storie? As ek dalk my skoene vir jou kan gee of met jou kan deel, omdat my size dalk jou size is ek 100% besig om te dink in terme van afwaartse mobiliteit en afwaartse beweging, en is ek bereid om te sê, ek loop in Jesus se voetspore, en ek gaan dit wat God se is, wat eintlik aan my geleen is, verantwoordelik bestuur, en ek sien raak dat ek dalk iets in jou lewe met my hulpbronne en dit wat ek het kan aanspreek. En daar is genoeg vir almal.
Hierdie affluenza virus is alreeds in Lukas 12 sigbaar. As 'n mens hierdie storieetjie lees hier, dan sien 'n mens Jesus trap sommer met die deur in die huis. Iemand skree daar die gehoor uit vir hom: "Meneer, sê vir my broer en met sy erfenis met my deel." En dan skryf Lukas, Jesus antwoord hom: "Man, ek dink so verontwaardig. Luister, dis nie my werk om as 'n regter of 'n deler op te tree, om julle goed, waaroor julle twis met mekaar uit te sorteer." Hierdie ou vra vir hom 'n aards gefokuste vraag, en Jesus antwoord in terme van die koninkryk. Jy kan gerus 'n bietjie gaan Google, en dan lees jy Lukas 12 vers 13 tot 21 in die Message vertaling. Daai Eugene Peterson kry dit reg om dit so mooi kosbaar vir ons te vertaal daar. Ek wil dit nie vir jou lees vanaand nie, jy kan dit sommer self gaan lees. Die essensie van daai teks kom gee hy vir ons so mooi waar. Jesus waarsku in hierdie gelykenis, net voordat hy die storie begin, praat hy direk in vers 15, pas op daarvoor, wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want die mense lewe is nie afhanklik van die oorvloed van besittings nie. Dis amper die een snytjie van die toebroodjie. En dan het hy nou so 'n lekker volsel daar binne-in, dan kom vertel hy hierdie verhaal of hierdie gelykenis van hierdie ryk boer met sy skuur, en dan aan die einde, dan sit hy die onderste stukkie van hierdie lekker toebroodjie by, en dan sê hy, so gaan dit met 'n mens wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. So wat sê hy eintlik aan die einde? So gaan dit met iemand wat arm is in God, maar ryk is in hierdie FOMO affluenza virus. En tussenin kom gebruik hy hierdie pragtige stukkie storie om hierdie belangrike punt huis toe te bring. Pas op vir enige vorm van gierigheid. Dis die kruks van hierdie perikoop. Gierigheid wil net meer hê. Luister mooi wat sê hy in hierdie verhaal. Hierdie ou het 'n groot oes op die land. En hy haal hierdie oes van die land af. En nou dink hy in sy kop, maar hoe gaan ek hierdie oes opgegaar kry? So ek moet nog groter graanseiers en store bou om hierdie oorvloed wat ek nou het op te gaar. En dis eintlik maar net 'n ander woord of 'n ander manier om te sê, pas op vir enige vorm van gierigheid. En hier wys Jesus in hierdie verhaal, hoe lyk gierigheid? 'n Man wat nie tevrede is met die grootte van sy skuur nie, hy wil dit afbreek, groter maak, sodat hy nog wat kan doen? Meer kan opgaar. Sê nou maar, hy het gesê, ek gaan 'n groter skuur bou, sodat ek meer kan bære, sodat ek eersdaags meer het om afwaarts te kan bestuur en te kan uitgee. Maar nee, dit gaan vir hom oor, hy wil meer hê. En dit kan op enige vlak van ons lewens plaasvind, julle. En kyk sommer hier. Jy kan ook gierig wees wat jou geestelike lewe aanbetref. En nou spit jou ore dalk en nou vra jy vir my wat hier aan. Jy kan van die een geestelike konferensie na die ander een toe gaan. Jy kan van die een groot geestelike spreker na die ander een toe gaan. En jy het hierdie begeerte om net meer en meer en meer inligting te hê en alles bymekaar te maak en alles bymekaar te maak. Jy breek jou geestelike skure af. Jy maak nog groter is om nog seminare by te woon en nog inligting by te woon. Vir wat? Vir jouself. Wat maak jy daarmee? Wat doen jy daarmee? Net nog 'n konferensie, net nog 'n studie, net nog 'n kursus. So op die geestelike terrein kan hierdie goed ook gebeur. Gierigheid groei uit jou perspektief uit van gister en môre. En onthou julle wat ons Sondag vir mekaar gesê, die moderne mens sukkel om vandag raak te leef, want ons is of môre of gister beheer. En dis so belangrik, en jy moet vanaand dit mooi hoor, hoe jy môre sien en hoe jy oor gister dink, is die kunsmis vir hierdie potensiaal in jou wat groei, wat gierigheid genoem word. As jy uit 'n verlede uitkom, en jy het nie genoeg gehad nie, en jy was arm gewees, of jy het gevoel, dat jy nie genoeg gehad het nie. Nou praat ek nie van julle wat sakgeld het nie, want as jy sakgeld kry, dan is jy totaal in hierdie prentjie, dan is jy arm, dan het jy nie genoeg. Maar ons kan ons so maklik hierdie ingesteldheid kry van,
van ons praat oor ons verlede en ons het nie genoeg gehad nie. En dit kan die werklikheid ook wees. Dit kan regtig so wees, dat jy uit 'n arm omgewing uitkom, uit 'n arm huis uit, en nou het hierdie verlede, en hoe jy jou verlede interpreteer, het so 'n onbewustelike krag hier binne in jou kop. Die toekoms speel ook 'n rol. Want hier binne in ons binnekant is ons die hele tyd bekommerd oor, gaan ek genoeg hê vir die tye as ek afgetree is en as dit vorentoe gaan. Ek kyk nie met 'n huppel in my stap as hulle oor finansiële beplanning praat nie. As hierdie perde van Sanlam my bel en sê, kan ons jou profiel kom opdateer, dan sê ek nee. Want as ek met hulle klaar is, dan voel jy die hele tyd, jy gaan vrek van die honger, jy gaan dit nie maak nie, jou pensioen is te min, jy het nie genoeg beleggings nie. So, jou vrees vir die toekoms, maak wat? Dat jy in die hede begin oppot, en jou arm agtergrond en verlede, waar jy gevoel het, maar ek het net nie dit wat ek wou gehad het nie, nou het ek die vermoë, ek is nie meer daar nie, so wat doen jy nou? Nou pot ons op, om op te maak vir wat jy verloor het in die verlede, en ons is bang vir wat ek nie gaan hê in die toekoms. En dit, julle, is 'n groei teelaarde vir affluenza. So ek dink die Here is vanaand met ons besig om vir ons ietsie te leer. Ons is besig om te kyk na praktiese goeders om ons te help om elke dag raak te leef. Ek het op my inleiding of op my tema geskryf, vars maniere. Ons het maandag aan vir mekaar gesê, as jy regtig genoeg tyd saam met die Here spandeer, en jy is krities besig of kreatief besig in jou stilte tyd, en jy soek vir die Here elke dag in jou lewe, dan is dit 'n hulpmiddel om jou te help om vandag raak te leef. As jy tyd saam met ander mense spandeer, en jy wil jou in ander mense se lewens inleef, om hulle te verstaan, om kontak met hulle te maak, om uit te reik na hulle toe, is dit 'n vars manier om jou elke dag te laat gryp, omdat jy nie 'n geleentheid wil mis vir die koninkryk van die Here nie. En wanneer ek en jy bewus is van hierdie affluenza virus en die uitwerking daarvan op ons lewens, en 'n opwaartse en 'n afwaartse mobiliteit en 'n beweging, is dit 'n vars nuwe manier om oor vandag te dink. Dit is 'n vars manier. In Petrus 2 vers 14 staan daar 'n baie interessante Griekse woord. Gymnasio. So, waaraan dink julle? Gimnasium. Dis waar die woord gimnasium en gym vandaan kom, van die Griekse woord gymnasio af. In 1 Petrus 2 vers 14 skryf Petrus daar teenoor die vals leraars, en hy was 'n bietjie sy mond met hulle, en hy sê vir hulle harte is geoefen in 'n gierigheid. Dwaallering en allerlei losbandigheid, en onder andere staan daar in die Griekse teks, julle gierigheid is ingeoefen. Daai woord sê, gymnasio, soos wat jy oefen in 'n gym, oefen hierdie valse profete hulle gierigheid in. Hulle word fikser en sterker. Nou baie mooi. In 1 Timoteus 4 vers 7 skryf Paulus vir Timoteus, en dan skryf hy, en hy gebruik hierdie selfde Griekse woord, gymnasio, en hy sê vir hom, Timoteus, oefen jouself liewer om in die toewyding aan God te lewe. Nou hoor julle wat gebeur hierso. As jy jou gierigheid oefen, dan word jy sterker in jou gierigheid. As jy jou toewyding aan God oefen, dan word jy sterker en jy vorder en groei in jou toewyding aan God. So wat gaan wen? Wie gaan wen? Die een wat gevoer word. Die een wat meer geoefen word as die ander een. En daarom besef ek sommer net in my voorbereiding, dat 'n mens wens dat jou lewe moet stadiger raak. Dan sê die Heilige Gees, ek gaan jou help, maar jy moet sekere keuses doen. Dan wens 'n mens baie keer, maar ek wens ek kan so fiks wees in my toewyding aan die Here, soos hy of sy, maar ons oefen nie. Maar wat ons eintlik onbewustelik elke dag doen, is om ons gierigheid, ons FOMO, ons affluenza virus te oefen. Ons leef vandag in 'n kultuur waar goed geoefendheid
in gierigheid 'n realiteit is en ons leefwyse, ons toewyding aan die Here is min geoefen. Weet jy wat is die hartseer? Dat die kerk in die wêreld lyk baie keer baie eeners wat hierdie twee goeders aanbetref. Ons verskil nie so baie van mekaar nie. Daar's goed geoefende, gierige, FOMO, Affluenza leiers in die kerk en buite in die wêreld. Die kerk, en ek wil eintlik minder van die woord kerk praat, ek wil eerder begin praat van geloofsgemeenskap. Want kerk het by ons vasgesteek as 'n gebou, Sondagoggend, van 9 uur tot 11 uur toe, of wanneer dit ook al mag wees, vir die res van die week niks, Sondag. Maar kom ons gebruik die woord kerk. Die kerk, geloofsgemeenskap, is 'n gimnasium, en die wêreld en die wêreldkultuur is 'n gimnasium. En ongelukkig kan ek en jy nie kies waar wil ons wees nie. Jy is in die wêreld, elke dag. So in daardie wêreld daar buitekant, oefen die wêreld en alles is gefokus op gierigheid. Nou ek oefen nie in die gym nie, ek begin nou een van die dae, want dis op ons ouderdom, dan kry ons nou, wat noem hulle dit nou, jou spierdigtheid en spier whatever gaan ons nou agteruit, so ek moet nou 'n bietjie weights gaan doen. Maar ek kan nie net daar instap, ewe skielik, en nou net begin oefen daar nie. Iemand moet my tog help. Daar's 'n bepaalde manier as jy jou bolyf oefen of jou bene of whatever ook al, jou maag of jou rug. Maar die wêreld is so ingestel en so fyn en gereed om ons almal te leer hoe om gierig te wees. Jy moet nou 'n paar rand 'n maand betaal ekstra om te verhoed dat as jy YouTube gaan surf, dat dan nie elke 2 sekondes 'n advertensie opkom. Jy kan nou die premier version kry teen 'n sekere bedrag, maar daar nie 'n klomp advertensies tussen nie. As jy dit nie doen nie, is daar elke nou en dan 'n advertensie. Op die TV is daar elke nou en dan 'n advertensie. As daai ou by die IPL so wys, dan weet ek nou al 2 minute 30 sekondes, nou gaan hulle weer 'n klomp advertensies hier indruk en hulle gaan ons nou weer aanjaag en hulle gaan ons oefen in gierigheid. Die kerk, die geloofsgemeenskap, moet ons eintlik oefen in 'n toegewyde lewe aan die Here. Die geloofsgemeenskap, die kerk, is 'n gimnasium vol genade. Die wêreld daar buite is vol gierigheid. Dit moet altyd beter wees ten koste van iets of iemand anders. Dit is waarin ek en jy lewe. En dis die wêreld waarin ons elke dag moet voortbestaan. So ek wil sommer net hê jy moet vanaand net bewus wees hiervan. Hierdie is die groot probleem wat saam met hierdie affluenza en hierdie gierigheid so in ons lewens insypel. Die middelklas lewe. Die middelklas lewe. 2 ouens sit om 'n tafel en die een ou vra vir die ander een. Albei Suid-Afrikaanse burgers, middeljarige ouens, hulle sit om 'n tafel en die een ou sê vir die ander ou: "Ek wil net graag uitvind, hoe volg ek vir Jesus as 'n middelklas Suid-Afrikaner?" En so dog hy nou, hierdie vriend van hom gaan nou vir hom die antwoord gee, en hy antwoord so: "Jy kan begin deur op te hou jok vir jouself." En dit het hom bietjie gebou. Dit was nie wat hy verwag het nie, en hy vra toe vir hom: maar verduidelik vir my, wat bedoel jy nou hiermee? Toe sê hy vir hom: "Jy is nie middelklas nie. Ons albei wat hier sit, is ryk." Hierdie middelklas Suid-Afrikaanse kerkbywoner ingesteldheid is 'n filosofiese term wat in die kerk posvat, wat onder disippels van Jesus posvat, wat in my lewe posvat en wat deel word van my lewe. En dit word op die einde van die dag hier in my onderbewussyn 'n wegkruipplek waar ek Marius gaan wegkruip deur nie met 'n arm of met ryk te identifiseer nie. So wat doen ek? Ek sit myself in 'n no mens land. Ek is in 'n niemandsland. Ek is 'n middelklas Suid-Afrikaner. En eintlik doen ons dit
En is die duiwel eintlik besig om vir my en vir jou hier met 'n baie groot leen eintlik half in die moeilikheid te bring. Want as ek hierdie skrifgedeelte van vanaand lees, dan is ek in 'n baie veilige plek. Want ek is 'n middelklas Suid-Afrikaner. En dan sê ek, gelukkig praat hierdie teks met 'n ryk wat baie het. Hy praat gelukkig met ander mense. En maak nie saak hoeveel geld jy vanaand het of hoe min jy het nie. Ons ly aan hierdie middelklas syndroom. Hulle het navorsing gedoen in die hoofvoorstede van Johannesburg. En daai ouens wat in daai mansions bly. En hulle het hulle 'n vraelys gevra. Hulle het vir 90 ouens gevra, waar plaas jy jouself op die sosio-ekonomiese aardbol? En 2 van daai 90 het gesê op 'n ander plek as 'n gemiddelde Suid-Afrikaner. So hierdie ding is baie naby aan ons harte. En hierdie ding lê baie naby aan ons. En eintlik op die einde van die dag maak dit van my en van jou eintlik siek mense. Die belangrike ding wat ek en jy vanaand moet doen is, ons moet ons net so 'n bietjie vergelyk. En ons moet net sommer vir onsself gou hierdie oefening doen. En hierdie goeters is statistieke, so dit kan reg wees of dit kan 'n bietjie minder reg wees. Maar volgens die Wêreldbank se navorsing lewe meer as die helfte van die wêreld se bevolking met minder as $6.85, R123 per persoon per dag. OK? As jy bietjie ons statistieke kyk daaronder, dan het hulle gesê die gemiddelde salaris in Suid-Afrika in 2024 is R28.231. Dan sit jy vanaand hier en sê jy, so ek wens dit was myne. Maar nou moet jy 1 miljoen vat aan die een kant en jy moet R50 aan die ander kant vat en jy moet daai som nou maak en deel en maal. So daai ouens met daai reuse astronomiese groot salarisse krap hierdie goeders om. Maar hier is nou sommer maar net statistieke, né? Dis nou maar net 'n paar goeders, maar omtrent 712 miljoen mense op hierdie aardbol vandag, né, lewe met minder as $2.15 per dag. En die dollar is vandag 17.8, so dit is R40 naaste by per dag. Dis waarom jy hierdie ouens 712 miljoen. Ek weet nie altyd hoe kry hulle dit reg nie. Het hulle by elke liewe ou gestop. Dis mos maar 'n skatting, né? Dis mos maar navorsing. Maar kyk 'n bietjie daar, is amper 9% van ons totale populasie lewe met minder as R40 'n dag. So die groot ding wat ek en jy vanaand van mekaar moet vra is, met wie vergelyk jy jouself? Want as ek op sekere plekke in ons dorp draf, nee, en ek kom by die huis, dan voel ek soos 'n armblanke. Dan voel ek eerlikheid, ek het niks. Ek is seker die armste in die dorp. Maar as ek op ander plekke in die dorp draf en ek hardloop verby ander plekke, dan voel dit vir my, Jesus Marius, jy is skatryk. So dit hang af met wie ons vergelyk. En dis hierdie hele affluenza siekte en virus wat in die wêreld aan die gang is. En dit is hierdie hele FOMO ding, en dit gaan op die einde van die dag met hierdie middelklas leem ding. En ek wil sommer vanaand net so op hierdie punt vir my en vir jou vra, met wie vergelyk ons ons? Met wie vergelyk ons onsself? Die middelklas leen beroof my om in ander mense se skoene in te klim. Want as ek hierdie teks lees, dan sê ek is gelukkig nie soos hierdie ou nie, so dit raak my nie, so ek sit nie met hierdie probleem nie. Maar eintlik is dit ons almal se probleem. As ons in hierdie middelklas leen ingesteldheid leef, dan het ons die geleenthede wat op ons pad kom nie raak gesien nie, of ons wil dit nie raak sien. Dit veroorsaak op die einde van die dag dat ons hierdie goeders mis. So wat is die teenvoeter vir hierdie middelklas leen? Jy moet vir jouself gaan vra, met wie vergelyk ek myself? OK, waar is ek? En dan moet ek en jy op die einde van die dag vir onsself gaan sê, sonder gisterand se tema, en sonder gisterand se waarheid wat sê, ek moet in iemand anders se skoene kom,
gaan ek altyd voel dat ek in hierdie middelklas is en dat ek nie genoeg het om te deel nie, of dat ek nie hoef te deel nie, want die Bybel praat met ryk mense en ek is nie deel van dit nie. Hierdie verhaal kom sê eintlik niks anderster as dat hierdie boer was synig gewees. Hy wou alles wat hy gehad het, wou hy vir homself bymekaar maak en hy wou dit op homself spandeer. En so maak die gemiddelde middelklas leenmens in Suid-Afrika ook. Ons maak alles bymekaar en ons wil dit vir onsself hê, want hierdie veilige wegkruipplek stel my nie bloot aan mense wat regtig waar minder as ek het. En as ons gisterandse waarheid vat en ons begin beweeg na ander mense se skoene toe en ek probeer my in 'n ander ou se leefwêreld insit en ek skuur skouer met ander ouens, dan gaan ek begin hoor en agterkom dat daar mense is wat bitter min het en baie minder as ek het. En dit gaan veroorsaak dat daar iewers iets in my loskom. Want hierdie ou in hierdie verhaal het eintlik iets baie belangriks oortree. Hierdie ou het Levitikus 19 vers 9 en 10 oortree. En dit was 'n wet in die Ou Testamentiese tyd wat sê, jy mag nie alles oes van jou land nie. Jy moet op jou land los, sodat die oorvloed van jou en dit wat oorbly, hulle voer en voorsien wat niks het nie. Dis wat gebeur het in Rut se verhaal. So wat hierdie ou eintlik moes gedoen het, is hy moes alles bymekaar gemaak het, so goed soos hy kan, en al daai goed wat oor is, wat veroorsaak het dat hy nou sy skure wil groter maak en afbreek en nog meer opgaar, moes hy gelos het daar, sodat die arme mense dit kon kry en uit sy oorvloed uit kon oorleef. En dis die groot uitdaging waarmee ons vanaand besig is. Ons kom sê vanaand, Here, as ek skouer begin skuur met ander mense, dan kan ek nie anders as om vir U te eer en te loof en te prys vir wat ek het nie. Want elkeen van ons wat hier sit, is eintlik ryk in terme van ander mense. En ek sal sê, ek wil graag elke dag meer hê. 'n Mens kan nooit genoeg hê. En daar's ook niks fout met ryk mense nie. Die woord van die Here sê dit vir ons 100%. Mag ons dan nie my lewe geniet nie? Mag ek dan nie hierdie wat ek voor hard werk geniet nie? Natuurlik mag jy. Dit was nie die probleem wat Jesus met hierdie ou gehad het nie. Hierdie ou se hoof fokus was om alles wat hy het op te gaar vir homself, hierdie stuk gierigheid, sodat hy nooit weer hoef te werk nie, dat hy genoeg het vir altyd en nou maar net sy lewe kan geniet en doelloos kan aangaan. So natuurlik mag jy die lewe geniet en natuurlik moet jy die lewe geniet, maar as om te hê en om meer te hê en om bymekaar te maak die hoof fokus van jou lewe is, dan beweeg ons in hierdie ryk boer se skoene in. En dan kom sê die Here, gaan jy sukkel om elke dag raak te leef. So wat is die geheim vanaand? Wat wil die Here vanaand vir my en vir jou kom sê? Hoe meer ons skouers skuur met daardie ander skoene, hoe meer kom ek agter my skoen kan dalk vir daai ou pas. Dit wat ek het, kan ek dalk deel en ek kan in hierdie persoon se behoefte voorsien. Maar wanneer ek net in hierdie middelklas wegkruipplek van myself bly en ek kry nooit te doen met mense wat meer as ek het nie, dan regverdig ek myself. En dan gaan ek so aan met hierdie opgaar ingesteldheid. Ek dink hierdie gelykenis sou 'n baie mooi draai gehad het as hierdie ou uitgedeel het en weggegee het. Maar dan kom sê Jesus aan die einde, as hierdie ou vannag doodgaan, het hy alles wat hy bymekaar gemaak het verloor en gaan iemand anderster hieroor praat. En dan begin hy mos nou daaroor, as hierdie ou vir hom sê, help my dat hierdie erfenis van ons oordentlik gedeel word, dan sê hy, weet jy wat, julle het julle hele lewe lank met daai erfenis besig gewees. Dis alwaaroor julle lewe gegaan het. Ek worry nie oor daai goed nie. Ek worry oor die hier en nou. Ek wil jou graag help om dit wat jy nou het, optimaal te gebruik, om die lewe te geniet en in my koninkryk 'n verskil te maak. Dis hoekom ek hier is. Sort julle eie goed uit. Pas op dat jy nie so leef en aan die einde van jou lewe kom en jy 'n klomp skatte vergader het, maar dat jy nie ryk is by God nie.
En dis wat elke dag vir my en vir jou opwindend maak en anders maak en vir my en vir jou help om dit raak te leef. As ek besef, weet jy man, ek het nie dit wat Johan Rupert het nie. Ek het nie dit wat Bill Gates het of Elon Musk nie, maar dit wat ek het die Here vir my gegee. En dis wat ek moet bestuur en waarvan ek 'n rentmeester is. En ek wil graag skouers skuur met ander mense. En ek wil graag my bronne met ander mense deel. En dis vrek moeilik. Dis vrek moeilik om wat joune is met ander te deel. Ons wil al hoeveel keer ons kas regpak. Ek het al hoeveel keer voor my handkas gestaan. Dan staan Hemde wat al so stikkend gewerk is met die baard hier, so ek dra daai goed nie eens meer in die huis nie. Dan sê ek vir myself, ek moet daai goed uithaal en vir iemand gee. Ek kry dit verragtig nie oor my hart nie. Ek haal dit uit, dan sit ek dit terug, en haal ek dit uit, dan sit ek dit terug. Dis my emosies wat daaraan gekoppel is. Daai demp beteken niks vir my. Nou sê hulle by die Comrades, bring asseblief jou ou hardloopskoene wat jy nie meer gebruik nie, dan gooi dit in 'n boks waar iewers dan kan iemand anders daarmee hardloop. Ek sê nou wys. Ek is te sentimenteel in my skoene. Baie kilometers daar. Dan sê die Here vir my, Marius, pas op net hoor. Pas op net dat jy nie al jou goed hier op die aarde bymekaar maak, maar jy is arm aan my nie. En dis 'n stupid voorbeeld, maar dis waaroor dit gaan. As ek daai besluit in my kop neem om te sê, Here, ek wil skouers skuur met mense, ek wil my in hulle skoene sit, want ek wil graag my hulpbronne, en dit wat ek het, wil ek met hulle deel. Ons as Basileia gemeente, ons wil regtig waar in hierdie ingesteldheid, soos wat ons al 'n klomp jare doen, groei en nog meer gehoorsaam wees. Ons wil graag as gemeente, wil ons graag skouers skuur met gemeenskappe en met ons gemeenskap, sodat ons kan agterkom waar is daar 'n behoefte. Sodat ons dit wat ons het, nie opgaar en oppot en nog groter skure bou sodat ons nog meer het nie, maar dat Basileia gemeente kan sê, dit wat te veel is, dit wil ons graag deel met 'n gemeenskap. En dit is so wonderlik dat julle hierdie goed hier sien wat hier lê. Want hierdie goed wat hier lê is deel van ons bazaarwins. Ons het R7,000 van ons bazaarwins gevat en ons het komberse gekoop daarvan. En ons gaan graag hierdie komberse weggee. Ons gaan van ons bazaarwins gaan ons 'n ander gemeente in ons ring help wat sukkel, wat 'n kosprojek het, wat iewerster vir 'n klomp mense elke dag kos gee en nie genoeg geld het nie. Ons gaan van dit wat te veel is, wat ons het, gaan ons gee. Ons het gaan skuur en ons het gesien, maar hier's 'n behoefte en ons skoene wat ons het, kan dalk in julle voete pas. En so gaan ons bazaargeld weggee. Ons gaan daai hele R250,000 weggee, want dit is te veel. Ons wil dit nie in ons skuur oppot en net op die einde van die dag sê, wow, nou het ons nog meer in ons eie skuur. En dis 'n voorreg en dis lekker om dit te kan weggee. Dis hoekom jy jou dankoffer gee elke maand. En dis hoekom ek jou wil aanmoedig om te begin as jy dit nog nooit doen nie. Dit gaan nie oor 100,000, 500,000 nie, dit gaan oor die Here het 'n blymoedige gewer lief. Gaan praat met die Here, gaan praat met sy Gees. Jy is sy rentmeester. Dit wat jy vat en dit wat jy gee jy vir ons gemeente en ons kerkraad en leiersgroep. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor Here en teenoor die Here en ons werk verantwoordelik daarmee. En as ons 'n sekere bedrag 'n maand gehaal het, wil ons dit wat ons meer het weggee maandeliks. En ons is amper daar. Ons het hierdie maand dit amper weer gemaak. Ons is nog net so entjie van te veel. Dan kan ons van ons maandelikse dankoffer begin weggee vir 'n gemeenskap daar buite. Ons wil nie skure bou nie. Ons wil met ander mense se skoene te doen kry sodat ons dit wat ons het, ons skoene, 'n bietjie met hulle kan deel. En as jy jou skoene, dit wat jy het in terme van dankoffer bring en jy gee dit vir die gemeente en ons het meer as genoeg, dan gee ons namens jou van jou skoene vir iemand anders. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie great om te weet dat jy deel kan wees van so 'n gemeente nie? Paar praktiese goed en dan gaan ons afsluit vanaand. Hoe kan ek en jy ryk word by God? Hier's 'n paar dinge wat ek en jy sommer net kan dink om ons net so 'n bietjie te help teen hierdie FOMO, teen hierdie virus, teen hierdie ingesteldheid van hierdie boer. As jy weer moet opgradeer, maak nie saak wat dit is nie. Sê eerder hoekom in plaas van wow. Gebruik eers 'n vraagteken en dan 'n uitroepteken.
As jy die geleentheid kry om op te gradeer by Vodacom en jy kan hierdie wonderlike foon kry, moenie eers te sê, wow, uitroepteken nie. Sê vir jouself, hoekom? Hoekom moet ek? Hoekom is dit nodig om op te gradeer? Koop iets vir sy bruikbaarheid. Koop iets vir sy bruikbaarheid. Was niks vir jy verkeerd om dit te doen nie. Maar moet net nie iets gaan koop wat op die einde van die dag daar gaan staan of jou geld mors. Gaan vra eerder eers hoekom. Hoekom het ek hierdie nuwe kar nodig? Hoekom het ek hierdie nuwe rekenaar nodig? Hoekom het ek hierdie nuwe foon nodig? Hoekom? Gebruik altyd eers 'n vraagteken in plaas van 'n uitroepteken. Skuur altyd skouer met mense wat minder as jy het. Het jy gereelde kontak met mense wat minder as jy het? Want dit hou jou oog op die tevrede bal. Dit hou jou oog op die tevrede bal. As jy die heeltyd jou oog hou op hulle wat meer as jy het, of wat jy droom jy kan hê, gaan jy altyd onvergenoegd en arm voel. Maar wanneer jy jou oog hou en saam met ouens is en skouers skuur en in ouens se voete kom en se skoene kom wat minder as jy het, gaan jy besef wat is genoeg. En vra jouself die vraag, wat is genoeg? En wat maak ons met dit wat meer as genoeg is? As ons hierdie ingesteldheid het van, ek gaan hierdie middelklas leen beveg en hierdie FOMO ding en hierdie affluenza virus wat my wil beroof van om 'n verskil in God se koninkryk elke dag op 'n slag te maak, gaan ons 'n groot tree vorentoe gee. Derde belangrike ding, Psalm 24, onthou sommer net dat alles wat jy het, jou huis, jou kar, jou opvoeding, alles wat jy het, behoort aan God. Hy leen dit net vir jou. Hy leen dit net vir jou. En ek en jy is net 'n rentmeester van hom. En as ons daai ingesteldheid kry, gaan ons anders te kyk na vandag. Ek gaan anders te kyk na wat ek het. Ek gaan nie meer kyk na wat ek het en dit vergelyk met wat jy het nie. Ek gaan met dit wat ek het, opgewonde vir die Here sê, gee vir my skoene, help my, waar ek iewerster my voete kan inkry, kan verstaan, my skoene vir iemand kan gee. Corrie ten Boom, is 'n baie bekende vrou. Sy sê, hold everything in your hands lightly. Otherwise, it hurts when God prays your fingers open. Hou alles wat jy het, lig in jou hande, want as God jou vingers kom oopwriemel, gaan dit seer maak, as jy daai goed vasklou. So hê dit in jou hande, prys die Here daarvoor, geniet dit. Maar hou dit sag in jou hande, want as die Here se, en onthou, op die einde van die dag, ek het skoene, wat vir jou kan pas. En in plaas van dat ek nog 'n paar deurloop, wil ek graag my skoene, wat 'n verskil in jou lewe kan maak, met jou deel. Want so kry ek reg, op 'n vars manier, om vandag raak te leef. Ek gaan jou vanaand huis toe stuur, met 'n praktiese ding. Ons het 99 konverse. Of 90 konverse. Wat jy weet. En ek gaan vir jou vanaand vra, om vorentoe te kom, as ons nou afsluit, om so 'n kombers te vat. As jy regtig nie 'n kombers het nie, en jy kry vanaand koud en jy sê, maar Jesus Here, prys die Here, dan mag jy vir jou een vat. Maar as jy vanaand genoeg komberse het, en jy het nie nodig om hierdie kombers vir jouself te vat nie, dan wil ek jy met hierdie kombers vat vanaand. Elkeen vat 'n kombers, op een voorwaarde. Jy gaan gee hierdie kombers vir iemand, wat op jou pad kom. En onthou nou, as jy na 'n ander ou se skoene toe loop, dan is dit nie my en jou werk, om 'n klomp goeders te sê nie. Ek dink hier's 'n paar ouens wat op die hoeke van die strate gaan staan, wat gaan dink, Here, hier reën komberse. Dis nou die 5de kombers wat ek kry. Hierdie ouetjie op die hoek van Steenkampstraat, hier bo, hy gaan 5 hê. So pas op, iemand gaan vir hom gee, maar nou nie 5 gaan gee. Maak nie saak vir wie nie. Maak nie saak vir wie nie. Ek vra nou die môre,
ek kom by die huis, ek kan nie onthou, ek dink dis Karin wat iets gesê het, ek kan nie onthou wat het sy iets gesê, maar die Here sê vir my, vra vir jou huis op, of het sy jy kombers. Ek stap in die huis in, ek sê, Porsche, kry jy koud, ek hoop jy in my hart. Sy sê, nee, sy sê, ja. Ek sê, het jy kombers? Sy sê, ja, maar, dis maar koud. Ek het vir die Here die oggend gesê, wys my vir wie moet ek vandag 'n kombers koop. Ja, ek sê, ag Here. Nou moet ek dorp toe gaan. Nou moet ek 'n kombers gaan koop. Dan gaan ek dorp, ek besluit uit vandag is die dag, wat ek nie hierdie blessing gaan mis. Ek ry dorp toe, nou soek ek die cheapste kombers wat daar is. Nee, julle maak mos nie so nie. Ek vaar uit cheapste kombers in my hand, ek sê, maar ek is nou gehoorsaam. Ek gaan ons nou, maar ek kry net hierdie gevoel in my hart, ek dink die Here sê dit, ek kyk so, daar is die wat ek 'n gedagte gehad het, het R100 gekos. Ek kyk so, ek sien, daar is een met die plastic sakke. Hulle hou ons van die kombers. Ek sê, oké, koop ek die kombers. Ek kom by die huis, ek kan nie wag om vir Porsche te sien. Ek sweer, ek voel soos 'n klein seentjie met 'n speelgoed. Hier in my hart is hierdie stuk gehoorsaamheid wat sê, vandag Here, daar's 'n klomp goed wat jy vir my should sê, ek hier reg doen nie, maar hierdie ding verraad ek dat ek vandag volpunte gekry. Sy kom in die huis, ek sê, Porsche, ek het vir jou kombers gekoop. Yes, Here, daai vrou se gesig, nee, het alles in my te werk gaan. Rarig waar, ek het sommer net, dis lekker om te gees te ontvang, ek het rarig in daai oom, ek het dit beleef. En as hoef nie hierdie komberse net vir 'n ander kultuur of 'n ander ras te kan gee. Ons eie mense kry ook swaar, as ander mense wat swaar kry. Moenie kleur in jou gedagtes sien. Vra vir die Gees, Here, vir wie moet ek 'n kombers vat? En dan vat jy die kombers, en hierdie kombers gaan nou nie daai ou se lewe verander vir altyd nie. Maar dit is sommer net vanaand 'n simboliese ding om te sê, Here, dit wat ons het wat te veel is, dit wil ons nie meer opgaar nie. Ons wil nie net 'n skuur bou en hierdie goed nou weer iewers in 'n stoor gaan sit vir een dag. Ons wil hierdie goeders uitgee. Hierdie goed is skoene wat in 'n ander ou se voete pas. Here, dankie vir die voorreg om vanaand sommer net so te kan afsluit. En dat ons vanaand sommer net gewaarsku kan word teen hierdie virus wat so in onsself insypel. Ag Here, en so dankie dat U 'n God is wat met ons op pad is en ons leer en besig is met ons. En ons eer U, Here, vir elke stukkie wat ons hierdie afgelope tyd kan leer. En ek wil sommer vanaand vir U dankie sê vir mense, Here, wat vanaand gaan opstaan en wat U stem gaan hoor en wat iewester hierdie kombers vir iemand gaan uitdeel. En so simbolies wil ons onsself herinner aan die voorreg wat ons het om ons skoene wat vir iemand anders pas te gee in plaas van hom op te gaar. Ag Here, ons het gisteraand gebid, bring ons op paaie by mense waarby ons moet gaan stil staan, sodat ons kan hoor, sodat ons kan leer, sodat ons in ander mense se lewens kan inkom, sodat ons perspektief kan vergroot. Here, en so weet ek net, as ons begin luister na ander mense, dan gaan ons hoor. En ek weet ook vanaand, Here, dat ons nie die wêreld kan verander. Ek weet vanaand, Here, dat ons nie al die nood en al die behoeftes kan aanspreek. Maar ek weet ook, Heilige Gees, dat U met ons elkeen besonder besig is. En daarom weet ek dat, Here, elke seesterretjie wat ons optel op die strand en teruggooi in die see, is 'n verskil. En daarom bid ek vir jou, dat jy in hierdie ure of wat, dat jy sommer net jou hart sal oopmaak vir die Here, en dat jy sal luister na sy stem. En dat jy die moed van jou oortuiging sal hê. Miskien is dit die heel eerste keer in jou lewe dat jy dit gaan doen. Dalk is dit die 100ste keer. Vat 'n kombers, vat 2 komberse, en gaan deel dit met iemand. Here, ons wil graag iewester in U koninkryk gaan weggee, sonder dat ons hoef op te gaar. Mag die Here vir jou seën, ook in jou siening van wat jy het. En mag jy altyd besig wees met mense wat minder as jy het. Ag en Here, help ons ook met hierdie filter,
dat wanneer ons opgradeer of wanneer ons die geleentheid het om iets te koop of aan te voeg, by te voeg, help ons Here om eers die hoekom te vra, voordat ons met 'n wow opgewonde antwoord. Here, in ons bely vanaand, dat alles aan U behoort. En saam met Corrie wil ek vanaand sê, help my Here om dit wat U vir my leen, saggies in my hande vas te hou. Sodat wanneer U dit nodig het, of wanneer ek van dit moet deel, dat U nie nodig het om my hande oop te wringel. En dit 'n seer ervaring sal wees. Dankie dat ons die lewe mag geniet, as eer vir daai stuk voorreg. Mag die genade van ons Here, en mag sy liefde op 'n besondere manier met jou wees. Daar waar jy gaan soek, of jou skoene, nie daar by iemand anders se voete.